My broer en suster, ek wil lees uit die boek Johannes, die 18de hoofstuk. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kidron gegaan, waar daar 'n tuin was, tuin van Getsemane, waar hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nasareër. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas sy verraaier het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasareër. Jesus antwoord, ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sou word, wat hy gespreek het, uit die wat u my gegee het, het ek niemand verloor nie. En Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het dit uitgetrek en die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. En die naam van die diensknegt was Malkus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede. Die beker wat my Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. So om my 2033 jaar gelede is 'n jong babatjie gebore in die stad, die dorpie Bethlehem, 8 kilometer buitekant Jerusalem. Bethlehem is bekend as die stad waar die teelgronde is vir skape wat spesifiek gebruik word vir die tempel en vir offer. En 'n mens sou nou sê, is dit toevallig dat die Here Jesus daar gebore sou word? Nee, glad nie. Is dit toevallig dat hy in 'n stal gebore sou word en in 'n krib neergelê sou word? Nee, glad nie. Dit was alles in die beplanning van God, want hy was die lam van God wat vir ons geslag sou word. Hy groei op en op 30-jarige ouderdom begin hy sy bediening, 'n fenominale bediening. 'n Bediening waar die siekes gesond word, die bose geeste uitgedryf word, manne met bene en arms wat weg is, kry nuwe arms en bene, vingers, ore, neuse, oë. Hulle kry alles wat hulle verloor het, weggeneem deur Satan, ons teenstander. En hierdie bediening van die Here ruk Israel en almal begin oor hom praat. Die Here Jesus wat ons vandag dien, begin met die volk van Israel praat en hy praat met hulle deur boodskappe wat hy bring wat die volk in hulle lewe nog nooit gehoor het nie. En die volk hang aan sy lippe, maar daar was 'n klompie mense wat nie van hom gehou het nie. Dit was die fariseërs, die owerpriesters en dan die Romeinse regering. Hulle het nie van hom gehou nie. Die kerk het hom nie ontvang nie en vir hom gesê, welkom, 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 want hy het van God gepraat. Hy het alles gedoen wat reg was. Hy het niks nagelaat nie. Hy was die toonbeeld van perfeksionisme vir die Ou Testament. En hulle het hom gehaat omdat soveel dinge gebeur het
wat die priesters en die fariseërs nie kon namaak nie. Want die woord het gesê, die Ou Testament, wanneer jy genees is, moes jy 'n offer vat na die tempel toe, en die priesters moes jou nagaan en kyk of is jy genees van jou siekte, en dan as jy melaatsheid gehad het, is jy deurgegaan, en as hulle gevind het, jy's nie meer siek nie, dan het jy nou 2 tortelduwe gebring, ensovoorts en 'n offer gebring, en nou ewe skielik raak mense so gesond, dat daar buitekant die tempel waar die priesters is, absoluut rye staan, want hulle moet kom om die wet na te kom, en nou staan hierdie priesters daar, nooit in hulle lewe het hulle dit gesien nie, daarvan gehoor nie, en hulle besef hulle onvermoë om dit te doen, en dit wek jaloesie en naaiwer op. En hulle begin met mekaar bespreek, hoe raak ons van hierdie man ontsla? Want ons begin geld verloor in die kerk. Geld is 'n groot ewel vandag. Ek wil vir julle vandag 2 goed sê wat 'n kerk sink. Is nie die te min finansies nie, the lack thereof. Nie glad nie. Dis te veel daarvan wat 'n kerk sink. Wat 'n kerk nog sink, is lidmate. Nie min lidmate nie, te veel lidmate. Want ek wil vandag vir jou sê, hoe meer lidmate daar is, hoe meer moet die pastore van vandag ore streel. Want hulle is so bang, Piet vat duiwel, jy weet. Jy kan nie in die kerk sê, hoorie so man, jy weet, tatoeëer, merke en goed, jy weet, lyk of 'n ou met 'n nat koerant geslaan is nie. Dan is die helfte van die nuwe bekeerlinge vandag, is hulle vir jou die duiweling. So ek wil nou vandag vir jou sê, pastore, bring nie meer die woord, soos wat Johannes die doper gebring het nie. Hy het vir hulle gepreek, bekeer julle. Vandag preek pastore nie meer, bekeer julle nie. Hulle preek 'n ding wat die mense aanvaar, moet aanvaar, en dit is 'n lekker lewe in Christus. Alles werk. Jy kan maar net so maak. Kry 'n man wat verongeluk het, daar waar jy indraai, van die N1 af, jy ry nou af, Beinsvlei toe, en draai jy in Langehoven Park, lê daar 'n man met 'n motorfiets, papdronk, die drank vloei uit, omdat jy ryk het as jy op die ongelukstoneel kom, en hy's dood, en die pastoor, wat hulle kry, jaag uit soontoe, kom daar, en die ouens sê, hy's dronk, hemel toe. Ja, sê die pastoor, die liggaam bly agter, dis die gees wat gaan, en hy word in die hemel ontvang. Die liggaam beteken niks. Dit wat in die liggaam bly, en bly op die aarde. Met ander woorde, jy kan maar syp hoor, verskoon my woorde, maar ek wil dit vir jou plat Afrikaans bring. Ek wil vir jou sê, geen dronkaard, sê die woord van God, sal die hemel beerwe nie. En jy kan nou maar vir my kwaad wees, dan dit is woord. En hulle het nie van Jesus gehou nie, want hy het die pad reguit geloop, en die kerk het hom gehaat, maar die volk het hom aanbid, want hy was hulle koning, hy is die Messias, wat hulle na verlang het, hy is die man, waarna hulle uitgesien het, en hulle gooi hulle klere op die grond, en hulle kap takke af, palmtakke, en hulle sprei het uit, en hulle skree, Hosanna, Seun van God. Maar hierdie fariseërs, Sadduseërs en owerpriesters, Ananias, Kajafas, familie van mekaar, hulle werk aan 'n plan. Binne in daai ou 12 man groepie, is daar 'n man, wat oorheers word, en hy smag na geld, 'n geldgierige. Hy was die tesourier van daardie groepie, en hy begin die geld steel, want sy vrou wil 'n nuwe paar skoene hê, jy weet, haar man is nou in die limelight te beweeg saam met die Here. So sy moet 'n nuwe rok kry en 'n nuwe string parels. Jy weet, in die make-up moet nou ook 'n bietjie meer aankom, jy weet, en sy moet nou eenmal 'n week uitkom by die hairdresser.
So nou en dan sê sy vir haar man, dit lyk vir my, ek kort weer bietjie botox hier. En het dryf hom. Sy maak hom mal. En hy vat hy geld. En uiteindelik is daar 'n groot probleem, wat groot geld nodig het. En hy sê, hy stap na hulle toe, hy sê, ek sal hom oorlewer aan julle. Ek sal dit doen. Ek het daai geld nodig. En dan gee hom 30 silwerstukke. En hy het wag vir die regte geleentheid. En hy maak die fariseërs bymekaar. Hy maak die Romeinse soldate bymekaar. En hy kry die diensknegte van die owerpriester. En hulle is ook daar oor die spruit Kidron. Tussen het die disippels van die Here Jesus gebid en aan die slaap begin raak. En die Here Jesus het alleen wakker gebly. Want die woord van God sê, hy het geweet wat gaan gebeur. Hy weet alles. En hy stap uit hulle tegemoet. En hy sê vir hulle, wie soek julle? Hulle sê Jesus die Nasareër. En die Here Jesus openbaar homself met hierdie woorde, dit is ek. Weet jy, dis die eerste keer in die woord van die Here waar genoem word, dit is ek. Wanneer iets die eerste keer gebeur in die Bybel, is dit van fenominale waarde. Tannie Max, ek so bly om jou te sien. Amanda. Halleluja. God het vir julle groot dinge gedoen. Eerste keer word dit genoem. En toe die Here sê, dit is ek, toe vloei daar krag uit hom uit. En sy vyande slaat agteroor op hulle rug, plat in die grond. Die Here Jesus had to gain his composure. Hy moes homself terughou, sodat hierdie mense hulle hande in hom kon slaan. Ek wil vir jou openbaring gee vandag. Wanneer jy roep Jesus, dan sê hy, hier is ek, en die duiwels en die demone steier terug. Halleluja. Weet dit vandag, wanneer jy na die God van hemel en aarde roep, en jy noem sy seun se naam, dan sidder Satan en sy magte. En hulle vat hom. Twee goed gebeur wat baie belangrik is. Saam met daai groep het 'n jong man geloop. Ek dink hy was 'n bietjie koekoes. Hy het nie klere aangetree nie, maar 'n laken oor hom, seker maar nuuskierig. En toe die jong man hom sien, toe gryp hulle hom. En hy hardloop uit sy laken uit. Weg. Dis belangrik dat u dit hoor. Hierdie was nie 'n vergadering van moffies nie. Die wêreld gebruik dit om te sê, hulle was gay. Ek sê nou vandag vir jou, dit was nie 'n disipel nie, neem kennis. Die tweede ding wat gebeur is, Petrus trek die swaard, en hy slaan die hoofpriester se oor af. In die volgende oomblik gebeur daar 'n wonderwerk. Die Here tel die oor op wat een kan lê. Hierdie man spring rond. Hy sien homself in die spieël van sy gedagtes dat hy net een oor het. En die Here tel die oor op. En hy sit dit vir hierdie man terug. En daar bly nie 'n merkie oor nie. Daardie diensknegt, glo ek, sy lewe het net daar verander. Want hy het God beleef, sy grootheid. Nou word die Here Jesus weggeneem.
Hulle bring hom in 'n plek. Hy word aangerand. Hulle hanteer hom nie met handskoene nie. Hulle hanteer hom met vernyn. Hulle hanteer hom met afguns en woede, jaloesie, en dit spoel oor hulle, en hulle ruk hom aan die baard, spoeg in sy gesig, slaan hom en sê, profeteer vir ons, wie het jou geslaan? Hulle breek hom in totaliteit af. Dan ondervra Kajafas hom, maar niks kan gebeur nie, niks kan bewys word nie. Hulle stuur hom na Pilatus. Pilatus se vrou laat weet, moet niks met hierdie man te doen hê nie, moenie aandeel daarin hê, in hierdie man se skuldig bevinding of sy dood nie, want ek het gesien laas nag, die Here het vir my geopenbaar wie hierdie man is. Pilatus stuur hom weg na Herodes toe, en Herodes is opgewonde, want hy het van hierdie Jesus gehoor, en hy wil ons sien, en hy wil wonderwerke sien, want hy het gedink is Johannes die doper wat weer opgestaan het. Maar die Here Jesus antwoord hom niks, nie 'n woord nie, bly doodstil. En die mense sou sê, Here Jesus, u het 'n kans gehad hierso, om los te kom. Maar die Here sal hom nie antwoord nie, want hy self het die stem van die Here in sy lewe doodgemaak. En wanneer jy die stem van God in jou lewe doodmaak, sal die Here nie weer met jou praat nie. En die stem in sy lewe was Johannes die Doper. Preek eendag hierdie preek, en 2 Jode sit binne in die kerk. Ek het dit nie geweet nie. En ek sê die volgende ding toe ek 'n kind was. En ek hoor hierdie verhaal, toe ek die Jode gehaat. En ek het myself ingedink, Here, kon u nie net moontlik maak dat ek net daar kon wees nie. Here, moet hy R1 nie. Here, ek sou daai Jode dan laat les op sê. Want weet jy wat? Hulle het my Here en Meester wat gemaak. En laat ek nou vandag vir u sê, ek het van die Jode niks gehou nie. Ek het gesê, die Here Jesus het so laag gedaal, dat hy uit die Jode gebore is, want daar's niks, geen nasie slegter as hulle op aarde. Na Jode skrik, ek het hulle nooit weer gesien. Weg uit my kerk uit. Maar weet jy wat? Ek dank God vandag, dat hulle hom weggejaag het. Want toe kry ek die geleentheid, en u die geleentheid. Halleluja, en hierdie evangelie kom na ons toe. So ek wil nou vir hulle sê, dankie Jode, dankie vir wat julle gedoen het, want nou het ek ook die saligheid gekry deur Jesus Christus. Halleluja, julle was dom. Halleluja, maar God het al ons oë geopen, en ons kon die waarheid kry, en ons kon dit sien. Hy sê, ons sing vanoggend hierdie liedjie, The Cross, where I first saw the light. Toe God hierdie boodskap vir ons oopmaak, dat ons as heiden, as Gentile, ook nou toestemming het en reg het, om na God te kan kom, as sy kinders, nie as diensknegte nie. Toe sê ek, Here, baie dankie, halleluja, vandag is die Jode jaloers. Hulle is jaloers, en hulle betaal vandag nog die prys, vir wat hulle gesê het, toe hulle die Here gaan kruisig, toe sê hulle, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hulle betaal nog vandag, laas week het hulle nog Hamas beklei. Betaal nog met hulle bloed vandag, omdat hulle so dom was. Dom is nie 'n goeie woord nie, ek sou sê stupid was. En die Here Jesus keer terug na Pilatus toe. En hulle vat hom, en hy sê, wie is hy? Want hierdie mense skree, kruisig, kruisig. Hy word geneem na die pilaargange van Salomo.
En hy word oopgespalk, sy klere word uitgetrek, tot hier by sy beld, waar 'n man se beld sit. Sy rug word ontbloot, sy arm, sy nek, sy kop is ontbloot. En hulle vat die kats, binne in daardie kats was daar stukkies been, skerp been, wat afgebreek was met die doel dat hy skerp punte moes maak. En hulle slaan hom met daardie kats. 'n dominee van jare terug, ek sê nou 'n dominee, 'n eerwaarde, het hulle hom genoem, White, het eendag 'n gesig gehad, toe vat God hom terug na die geesling toe. En hy sê, hy sien die man staan by die pilaar, hy vat sy arm so en hy vee die pilaar skoon. Hy vat 'n stuk klip, toe die eerste hou val, toe maak hy 'n merk. En daardie houe val. En elke keer as daardie kats terugkom, dan spat die bloed so oor die lug. En dit maak 'n merk, soos wat dit gaan. En elke keer as die kats val, en hulle pluk hom terug, dan ruk hulle vleis en bloed, laat jy net so sien. Weet jy wat ek wil vir jy sê? Ek hou nie daarvan nie. Ek wil vandag gaan iets herken. Ek kan die film Passion of Christ nie kyk. Sterk vir my. Ons het nou die dag gaan kyk na optrede hier by San Du Plessis Theater. Dit was maar 'n optrede. Ek kon dit nie kyk nie. Ek het buite by die deur, buite gaan sit. Dit is my te erg. Maar weet jy my broer en suster, toe daardie kats val, en die bloed trek, toe gaan die kanker, die diabetes, alles wat jy aan kan dink, wat siekte is, trek het deur die lug, want die woord van God sê, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Halleluja, halleluja. My broer en suster, dit moes gebeur. Daardie prys moes betaal word, want God verskoon nie sonde, sê die woord, is daar nie 'n bloedprys betaal is nie. Hy is geslaan, as jy na sy rug kyk, as jy beweeg die longe. Haal hulle asem, daar was nie meer vleis. Die ribbes wat agter aansluit, my broer en suster het oopgesit. Die skare raak mal van blydskap, jullend van vreugde. Want nou is daar 'n persoon wat uitgelig was, is hy dood, of gaan hulle hom doodmaak. En nou is ons almal gelyk, en nou het ons almal dieselfde kans om die hel toe te gaan. Ek wil jou nou vandag vertel, weet jy hoekom haat die wêreld jou? Omdat jy kind van God is, omdat jy hemel toe gaan. Hulle weet hulle kan nie gaan nie. Dis hoekom hulle altyd 'n klomp goed te sê het oor jou. Dis hoekom hulle kinders van die Here haat, want ons gaan hemel toe, hulle gaan hel toe. Weet jy, Satan het nie die sleutels van die dood en die doodryk net, ook nie van die hel nie. Dis in besit van ons Here Jesus. Ek kan nou vandag vir jou sê, die dood en die doodryk is nou in beheer van die Here. Maar alles gaan nog normaal aan, want God het so gesê. Hy sê, wanneer hy terugkom, dan sal hy die dood en die doodryk in die hel werp, heel laaste. Maar die Here Jesus moet toe gaan, hy moet sy kruis dra. Hulle vloek hom, hulle spot hom. Ek wil hier vertel wat sy swaarste en die moeilikste pad van hierdie hele besigheid. Was die stukkie van die poort af, op na Golgotha. Toe hy dink hy kan dit nie meer maak nie en hy val. 7 keer het die Here Jesus geval. 7 keer op die Via Dolorosa. Jy kan die merke gaan sien, daar stasies daar. Sê hulle vir jou, hierdie Here geval.
7 keer. Ek wil jou vandag sê, dit was die pad waar die Here wou opgee. Want sy kragte was nie meer daar nie. Maar weet jy wat het hom gemotiveer? Nie die engele wat in die hemel geskree het nie. Nie sy pa wat sy gesig weggedraai het. Jy. Want toe hy jou en jou sonde sien, toe sê hy, Vader, ek kan nie ophou nie. Ek moet dit maak. Here, al kruip ek hierdie heuwel op, ek moet dit maak. Simon van Sirene kom. Hy vat die kruis. En hy help die Here dra. Kom bo. En dan sit die kruis neer. Die Here Jesus het nie weggehardloop nie. Hy het op die kruis gaan lê. As jy aan 'n spyker dink, dan dink jy aan 'n spyker wat ons koop hier by DIY. Nee, dis nie die spykers wat hulle gebruik het om hom vas te slaan nie. Daai goed het gelyk so steenpenne, ou verroeste stukke skerp eisters, wat hulle deur die hande en deur die hakke geslaan het. Ek wil nou vandag vir u iets sê. Baie mense dink die voete is so oor mekaar gesit en vasgespijker, dit is nie so nie. Slaan sy kant van die kruis gesit en vasgeslaan deur die enkel. Hy sê vir Satan, hy sê, jy sal hom in die hakskeen byt. Hy sal jou kop vermorsel. Daar hang die Here Jesus, hulle gee vir hom as sein om te drink. Dan praat hy en hy sê vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. En hy sê, seun, daar is jou moeder. Daar die man Johannes vat daar die vrou as sy moeder. Van daardie dag af sê die woord van die Here. Dan hang hy van die oggend 9 uur, 12 uur, is daar sons verduister. 3 uur, roep hy uit, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan sê hy, dit is volbring. Ou Testament afgesluit, finish en klaar. En 'n Nuwe Testament begin, want jy is met bloed gekoop. Halleluja. Dank God daarvoor. My broer en suster, ek sien nie kans om 'n Jood te word nie. Ek sien nie kans as my seun dalk kwaad raak oor iets wat gebeur en hy vloek, en ek dink hy het my gevloek om hom buite die stad te vat en klippe dood te gooi nie. Ek sien nie kans. Goed van die Ou Testament. Dank God, ek is vry daarvan. Ons is vry daarvan. Raak nie, smaak nie. Ons is vry daarvan. Nou het ons Christus. Nie Christus en nie. Nie Christus en die Sabbat nie. Nie Christus en dit nie van die Ou Testament. Net Christus alleen. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Finish en klaar. Toe hy sy asem uitblaas, dit was 3 uur daardie middag. Toe hy sy asem uitblaas, toe spartel die 2 nog langs hom. Een het gesê, haal ons van die kruis af as jy God is, verlos jouself en vir ons ook. Die ander een het gesê, Here, dink aan my. Here, dink aan my as U in die koninkryk kom. Jong man met verkeerde vriende.
Sy ma en sy pa het vir hom gesê, jy moet hierdie goed los, en jy moet die Here dien. Dank God, daar was vir hom 'n laaste oomblik, waar sy verstand reg gewerk het, en hy gesê het, Here, asseblief, dank aan my. Dis al wat jy nodig het, my broer en suster. Oor wat ek jou vandag vertel, as God dit vir die een doen, kan hy dit vir ander doen. As jy vandag sê, Here, dink aan my. O, die Here haas hom na jou toe. Ons is die enigste godsdiens waar ons God hardloop, weet jy. As geen ander godsdiens in die wêreld of God wat hardloop nie. Toe die verlore seun terugkom, toe sy pa hom van ver af sien, toe hardloop hy na hom toe. Dank God, ons het 'n God wat hardloop na ouens toe wat struikel in hierdie lewe. Ek wil nou vandag vir jou sê, moenie dink omdat jy gestruikel het, God stel nie meer in jou belang nie. Hy stel in jou belang, sy liefde vir jou kan nooit eindig. Nooit eindig. En toe hy die asem uitblaas, toe skeur die gordyn van bo na onder, 'n gordyn wat so dik is, so dik soos 'n baksteen. Dit is onmoontlik vir 'n mens om hom te skeur. Hulle het hom opgetrek met 12 span osse. Daardie gordyn is so sterk, treine kan mekaar trek met daai gordyn. Hy's uiters sterk. Skeur van bo na onder, sodat ek en jy toegang het nou van die heilige der heilige. Ons is nie meer in die voorportaal nie. Ons kan die troonkamers van God instap, en hy steek sy scepter uit na ons toe. En hy sê, wat kan ek vir jou doen? Halleluja. Wat gebeur nou? En hy arriveer in die doderyk. En daar is opgewondenheid, want Satan het toe nog die sleutels gehad. Satan het toe nog die sleutels gehad. En Satan het gedink, hy's klaar, dis 'n gewone mens hierdie. Maar hy was God. En toe Satan weer sien, toe is daar 'n opwekking in sy gees, en daar die lig begin brand, in daar die doderyk. En Abraham, Isak, Jakob, Dawid, al daardie manne, Samuel, kinders van die Here, sien hulle kom. En hulle sien hom kom. En hulle sê, daar is die lam van God, wat ons kom haal. Want die Here sê, sy kinders wat in die doodryk was, het opgestaan, die graf het oopgegaan, en hulle het in Jerusalem ingeloop. Gaan lees dit. Satan skrik. Die Here vat hom en hy klee hom uit. Hy trek hom naak uit. Hy verneder hom voor die demone. Hy sit sy voet op sy keel. En hy vat die sleutels van die dood en die doodryk hel, en alles wat Satan gehad het, vat hy. Satan het vandag niks nie. Weet jy wat is hy? Hy's 'n mismaaksel. Hoekom sê ek so? Die woord sê hy's 'n slang, maar hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy's 'n mismaaksel. Hy het 'n mombakkies aan, agter die mombakkies is 'n slang. Hy's niks nie. God los vir ons die oorwinning om in voor te beweeg. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Dis hoekom die Here sê ons is meer as oorwinnaars. Ek en jy gaan aan met die oorwinning. Waar God het gelos het, kan ek en jy vandag nog aangaan en die werke van duisternis verbreek. Halleluja. Daar, binne in daardie plek, vind die verandering plaas. Baie mense dink, daar was net een Sabbat.
Jy weet, die Here is gekruisig op Goeie Vrydag. Dit is 'n Roomse Katolieke instelling. Gaan nou vir jy die Bybel lees, dan kan jy sien, die Here is gekruisig met die Pasga. Dis hoekom ons die Paasfees het. En wanneer dit Paasfees is, die dag van Paasdag, is 'n Sabbat. Ons God, Jesus Christus, is gekruisig op 'n Woensdag, nie 'n Vrydag nie. Kom sien my, ek wys dit vir jou in die Bybel. Terwyl hy daar is, word daar veranderinge meegebring. En hy lewer 'n boodskap af. Die woord sê hy het gaan preek. Hy het nie gaan preek nie. Baie mense dink, as in die hel gaan ons eendag 'n tweede kans kry, want as daar vir hulle die mense in die doodryk gepreek is, dan gaan daar weer vir ons gepreek word. Jy weet wat dit nou nie gaan maak nie, dan gaan ons 'n tweede kans kry. Die woord preek is verkeerd. Dis nie die regte vertaling nie. Griek sê, hy het 'n boodskap gaan aflewer. Ek het nou gekom, en ek vat wat myne is. En toe die Here Jesus opvaar die dag, het hy die gevangenes gevange geneem, en hulle saam met hom in die wolke in. Staan in die woord van die Here, ek sê hoe is. Jesus Christus, presies geweet wat gaan gebeur. Toe hy in die hemel is, en die Here sê, wie sal ons stuur? Toe laat val die engele hulle hoofde. Kyk af. En agter die engele het daar 'n hand opgegaan. Hy het gesê, Abba Vader. Vir my is Abba Vader te ver. Ek wil dat U vanoggend in jou hart plaas. Sy hand opgaan te sê, Dad, ek sal gaan. Ek sal gaan. Daar was verbasing. Engele het omgekyk. Na hierdie man gekyk. Hulle self gedink. Weet hy wat hulle aan hom gaan doen? Hulle het hom nie net geklap nie. Haar Romeinse soldate het nakkeldasters gehad. Slaan eisters. Hulle was wrede manne. Hulle het die Here in die vuis geslaan. Hulle het nie sy baard so gevat en uitgepluk nie, soos wat jy tweezer gebruik nie. Het hom so gegryp. Sy baard uitgepluk. Die engele het vir mekaar gesê, weet hy dit? Weet hy dat hulle gaan doringkroon neem? En hy gaan na die dorings in sy kop inslaan. Weet hy dat hy gegeesel gaan word? Hulle gaan sy liggaam slaan. Hulle hoef hom nie te gekruisig het nie. Die Here sou eventually dood gegaan het. Weet hy dit? Ek het vir jou gelees, die Here sê, hy het geweet. Maar jy is so belangrik vanoggend vir die Here. En was so belangrik vir die Here, dat voordat die aarde bestaan het, toe ken hy jou naam. Jy sit vanoggend hier. Toe ken hy jou naam. En hy sê, Vader, as ek na myself kyk, kan ek dit nie doen nie. Maar Here, as ek na daardie mense kyk wat voor die put van die hel staan, en hulle het geen verlossing nie,
dan kan ek nie anderste as om die prys te betaal nie. Ons sê ligweg, jy is drop dead gorgeous. Jy wat hier sit. Drop dead gorgeous. God had to drop dead in order for you to live. As 'n prys betaal vir jou. Wat maak jy daarmee? Wat maak jy daarmee? Besef jy wat het met jou kan gebeur, of kon gebeur, sal gebeur, as Jesus Christus misluk het? Vanoggend wil ek vir jou sê, ek en jy te ver gekom. Ons kan nie omdraai. Ons het te ver gekom. Ek en jy moet aangaan. En ons moet elke dag vir die Here sê, dankie my koning, dat U die prys betaal het wat ek nie kon betaal nie. Ek kan baie dinge doen, my broer en suster, maar ek wil vir jou sê, pyn is nie my groot sterkpunt nie. Ek sou nie daai prys kon betaal nie. Maar Jesus het geweet ek kan nie. Dis toe dat hy sê, ek sal dit doen. Prys is betaal. En ek en jy het die lewe ontvang. Daarom kan ons sê, Abba Vader, want ek en jy is mede-erfgename saam met Jesus Christus. Halleluja. Kom ons staan en ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U Jesus gestuur het. Dankie Here Jesus dat U gekom het, my God, na hierdie plek wat hulle noem aarde, vir mense soos ons, Here. Here, helverdiende sondaars, maar Here, soos 'n brandhout het U ons uit die vuur geruk. Here, U het ons sondes weggeneem, ons skoon gewas. Here, U het ons bekleed met heerlikheid, ons name geskryf in die boek van die lewe. My God, ek eer U daarvoor. Of vra Here dat ons nie sal vergeet nie, die prys wat U betaal het. Here, dat ons nie sal vergeet wat het U gekos het nie. Maar my God, maak dat ons waardig sal wandel teenoor hierdie evangelie. Dankie Here dat daar genade was en is vir ons. Nou wil ek bid, Here, vat ons swak hande in U sterke hand en lei U ons asseblief. O, halleluja, Here, ons oë is op U. En een van die dae, Here, een van die dae, dis nie meer baie ver nie, Here. Ag, gaan U ons kom haal. O, Here, wat 'n wonderlike dag gaan dit nie wees nie. Dan sal ons neerkyk of afkyk en die ou ruwe kruis bedank, my God, waar U soveel pyn moes ly. Maar bo alles, Here, U bedank vir wat U gedoen het. Hou ons hand vas, Here. Lei ons. Gee, Here, as ons val, dat ons gou weer opstaan. Here, vergifnis vra en aangaan. Ek dank U, Here, dat U vir ons die pad gebaan het. Dankie Here dat daar genade is op hierdie pad. Dankie dat U die lam was, die volmaakte lam, wat sy bloed nog vandag sy krag behou het. Hier is U kinders, Here. Ons kyk op na U. Lei U ons, Here, en hou U ons vas. Elke dag van ons lewe, Here.
Ek dank U, U sal weer. In Jesus naam. Amen en amen. Halleluja.